Goeiemôre. Welkom by hierdie opname van die erediens van die Sondag, 'n week voor die uitstorting van die Heilige Gees. Maar voor ons dit durf waag om God se woord te lees of om daaroor te praat, kom ons word eers stil. Hemelse Vader, wil U vir ons vanmôre ontmoet deur U woord en deur U Gees. Maak dit stil in ons harte soos dit stil is daar buitekant. En laat twee wonderlike goed gebeur, liewe Vader. Maak U woord vir ons oop, maar maak ook vir ons oop vir U woord. In Jesus se naam. Amen. Gedragssielkundiges, wat nou probeer uitvind hoekom mense wat doen, op watter rede, op watter manier, het eendag 'n eksperiment gemaak met visse. Hulle het 'n vistank gehad, 'n groot lang vistank met water in. En in die middel van die vistank het hulle 'n glasmuur gesit. En aan die een kant het hulle 20 klein visse ingegooi. En aan die ander kant het hulle kos ingesit, viskos. En die visse het geswem en toe sien hulle die kos en daar swem die visse klonk teen die glasmuur vas. En hulle weet nie wat aangaan nie, hulle krap hulle viskoppies, by wyse van spreuke, hulle gaan weer klonks weer, en al 20 van hulle swem in die muur vas. Hulle hou aan, hulle kan nie verstaan hoekom nie, by die kos kan kom nie, maar na 'n lang tyd, kan jy raai wat gebeur het. Het hulle opgehou om te swem. Opgehou om te probeer om by die kos te kom, want dit is onmoontlik. En toe kom die sielkundiges en hulle haal die glasmuur uit. Nou is dit een stuk water en daar's niks wat die visse keer om by die kos uit te kom nie. En jy kan raai wat gebeur het, nie? Hier swem die visse en hulle sien nou weer die kos en hulle swem nader en as hulle by die plek kom waar die muur was, draai hulle om. Swem, draai om, swem, draai om. Hoekom? Ek gaan jou sê hoekom. Want 'n muur was nog steeds daar. Nie die glasmuur van die sielkundiges nie, maar 'n muur in hulle koppe, in hulle sisteem, in hulle lywe. Hulle het nog steeds geglo dat daar 'n muur is. Hulle het nog steeds aanvaar, hulle kan nie by die kos uitkom nie. So, hulle swem, zip, 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 weg. En dit, broer en suster, is 'n beeld van hoe ons baie keer reageer. Die disippels, en ek gaan dit vir jou lees uit Handelinge hoofstuk 1. Hoor nou, na sy opstanding, is hulle by mekaar, en hy het al etlike kere by hulle weer gekuier. En hulle, dit moes terug by hulle in hulle gedagtes gekom het oor wat Jesus alles gedoen het en gesê het. Maar in hulle koppe, en dit lees ons in hoofstuk 1 vers 6, was daar 2 stelle glasmure, wat hulle van die volle rykdom van God se liefde en genade en hulle Christendom en ook van hulle opdrag as sy disippels weghou het. Kom ek lees dit vir jou. Dit staan in Handelinge 1 vanaf vers 6. En toe hulle, dis die disippels, weer 'n keer by mekaar was, het hulle vir Jesus gevra, Here, is dit nou die tyd dat U die koninkryk vir Israel weer gaan oprig? Is dit nou die tyd dat U weer die koninkryk vir Israel gaan oprig? En hier is die 2 stelle glasmure, wat die disippels vasgepen het, om nie uit te kon kom by waar God, by waar Jesus hulle wou gehad het. Die eerste een is, gaan U nou dit doen? Dit klink so mooi, né? Klink so mooi. Dit klink, Here, ons weet, ons is maar pieperig en sukkelaars, maar U gaan dit doen. Dis die eerste glasmuur. Want weet jy wat lê agter hierdie woorde? Agter die woorde lê in die eerste plek, Here, doen wonderlike goed, solank dit net nie ek hoef te wees nie.
Solank dit net nie op my gaan afkom nie. Here, laat u koninkryk kom. Dit bid ons mos gereeld, aan onse Vader. Maar Here, u moet dit doen. Gaan u nou die volgende doen. Want u het die dood opgestaan. U toe jy geleef het u siekes gesond gemaak en mense genees en dooies laat opstaan, u het self opgestaan. Here, u kan dit doen. Here, gaan u dit doen. Weet jy, in daarmee saam kan jy 'n klomp glasmure raak sien. Here, net nie ek nie, want jy weet, ek kan nie praat nie. Ek kan nie voor mense praat nie. Ken jy 'n ou by die naam van Moses in die Ou Testament? Toe die Here by die braambos homself aan Moses openbaar, wat is Moses se reaksie? Hy hol hom kadiks teen glasmure van verskonings, van kondisionering. Hy het mos nou al agtergekom deur die jare, ek kan nie voor mense praat nie. Ek dink dit is waar dat hy gehakkel het, nie? Maar jy ken mos mense, miskien is jy een van hulle. Wat as jy voor mense moet opstaan om te praat, dan word jou keel droog en jou knieë begin klap teen mekaar ensovoorts. Moses was so. Here, net nie ek nie. Ek kan nie. Ek is nie 'n prater nie. Ek is meer van 'n doener, né? Klink dit bekend? Ja, ek sal koekies bak, Here. Ek sal kosterwerk doen. En natuurlik moenie 'n fout maak nie. Dis alles koninkrykswerk. Dis alles belangrik. Maar as die Here by jou kom en hy sê maar ek wil hê jy moet my help om God se koninkryk te bou, dan sê ek, Here, ekskuus, kan ons 'n bietjie negotiate daaroor, want ek dink u die verkeerde man hier beet. Dit kan nie ek wees nie. Ek weet nie hoe nie. Trouwens, ek sal na alle waarskynlikheid 'n gek van myself maak en ek sal u koninkryk skade doen. Trouwens, ek het al probeer en dit het in my gesig opgeblaas. Ek het mense meer omgekrap as wat ek gehelp het. En toe het ek besluit, nee, Van Rensburg, hou jou mond. Bepaal jou by ander goeters. Maar die glasmuur is te kwaai. Nou weet jy, die glasmuur, sê ek nou weer vir jou, is of dat ons verskoning soek, en ek hoop nie dat dit so nie, maar het kan ook wees dat ons daardeur gekondisioneer is. Ek het al in die verlede te veel keer dit gehad. Trouwens, ek het al gehad dat mense my gesê het, wie is jy om met my te praat? Check jou eie lewe. Hoe het jy nie al droog gemaak in jou lewe nie? Wie is jy om het, en as ek dit hoor, dan word dit 'n glasmuur. En ek sê, ek gaan maar liewers, as ek by die glasmuur kom, omdraai. En daai glasmuur funksioneer baie keer in die erediens, nie waar nie? Die dominee preek en hy sê, getuig vir die Here. Hy sê, gee jouself in diens van God se koninkryk. En dan hoor ek dit, maar ek hoor dit ook nie. En ek stap uit, en na die 20ste, 30ste keer wat ek dieselfde boodskap oor en oor hoor, reageer ons nog steeds dieselfde. Ons kom tot by die glasmuur. En aan die ander kant is nie het God die kos wat God vir ons het nie, maar ook sy opdrag, sy uitdaging. Voor ons daar kom, draai ons om. En volgende Sondag, dan kom ons maar weer in die vistank en ons eindig maar weer by dieselfde plek. Dis die probleem. Ek kan eintlik in 'n sekere opsig sê, Here, maar dis nie my profiel nie. Jy weet, daar is mense wat dit kan doen, maar Here, dis nie ek nie. Glasmure. En dan is daar die finale glasmuur, dink ek, en dit is dat ons sal sê, maar eintlik is dit mos tog maar die Here se werk. Ons werk is om te bid, laat u koninkryk kom. Laat u wil geskied. Wat beteken laat? Beteken, wie moet dit doen? God moet dit doen. En natuurlik is daar 'n groot stuk waarheid daarin. Maar die grootste probleem wat die disippels gehad het is, toe Jesus weer by hulle is, toe vra hulle vir hom, gaan u nou die koninkryk vir Israel oprig. Teruggestaan, hulle word toeskouers, baie entoesiastiese toeskouers, oor wat God kan doen. Dis die eerste stel
glasmure, verskonings, kondisionering, noem dit wat jy wil, waarteen ons as mense onsself vasloop, wat ons verhoed en ons 'n genoegsame redes gee om nie te doen wat God van ons vra nie. En nou kom ons by die tweede gedeelte. Hier staan in vers 6, gaan u nou die koninkryk vir wie oprig? Vir Israel. Kan jy dit glo dat na alles wat die Here gesê het hulle nog gedink, Jesus kom as 'n aardse Messias, net vir hulle ou klompie. Moenie te gou jou neus optrek vir die disippels nie, want ek is maar net so. Wat is my Israeltjie? Wat is my domein, waar ek God se krag en sy hulp en sy bystand wil beperk toe? My Israel is my wêreld, my leefwêreld. En baie mense dink, die Afrikaner, as jy 'n Afrikaner is, né, wat dit ook al beteken, dus my Israel, of dis my familie, of my gesin, of my eie behoeftes. Verstaan jy, wanneer ek begin om klein te dink, kom ek stel dit anders te om. Wanneer my uitgangspunt is, God is daar vir my. En moenie 'n fout maak nie, God is daar vir jou. God gee om vir jou mammie wat Alzheimer het. Hy gee om vir jou kind wat op die rand van die afgrond buggel. God gee om vir jou wat met jou finansies sukkel. Dankie daarvoor dat God omgee. Dis hoekom hy as mens na die aarde gekom het. Dis hoekom hy op sy aardse lewenswandel Jesus omgegee het vir die blindes en die dowes en die krepeles en die armes en die kindertjies. Dis God. Maar wanneer my gebede en my godsdienstige ingesteldheid is, dat God daar is vir my Israel, vir my koninkrykie, vir my behoeftes, en dis waar dit eindig, dan word dit 'n glasmuur. En wanneer die dominee preek oor die behoeftes daar buitekant, dan hoor ek dit, en volgende dag by middagete of aandete, dan bid ek, en Here, dink tog aan die mense wat minder as ons het. Klink dit bekend? Hoorie, en ek kritiseer nou niemand se gebede nie, want ek het al baie keer self so gebid. Dan sê ek vir myself, stop bietjie. Moet ek vir die Here sê wat hy moet doen? Moet ek vir die Here herinner aan arme mense? Is dit nie hy wat my herinner daaraan dat God hulle op my drempel kom neersit nie? So die tweede groot stel glasmure is die mure van beperking, waar ek God inperk tot my versorger, my redder, en dank die Here daarvoor. Maar dit eindig nie daar nie. En daarom is die vraag vanmôre, wat is die oplossing wat Jesus aanbied? In vers 6 word die probleem gestel, word die krisis aan die orde gestel. Here, gaan u nou die koninkryk vir Israel oprig? Nie ek nie, u moet dit doen, nie u koninkryk nie, maar my koninkrykie. En dan kom hy in vers 8 met die antwoord, met die oplossing. Daar staan, maar kom ek lees eers vers 7 ook. Daar staan, toe hulle vir hom vra, gaan u die koninkryk vir Israel oprig, toe sê hy, dit is nie vir julle om die tyd en omstandighede te weet, wat die Vader in sy mag bepaal het nie. Wat sê hierdie tussenteks, vers 7? Hulle sê, die groter probleme, die makroprobleme van die wêreld, los dit in God se hande. Wat God met Israel gaan doen, wat God met ons gaan doen, los dit in sy hande. Los dit in sy hande.
Hy weet wat sy goddelike plan is. En dan kom hy by die eindelike groot antwoord. En dis vers 8, 'n teks wat jy baie goed ken. Daar staan, hoor nou, ek herhaal net gou weer, in vers 6 staan daar, gaan u dit doen? En gaan u dit vir Israel doen? Dan sê hy, nee. Hy sê, maar julle. Wie het dis die wonderlike ding, dat God by geleentheid, oor alles wat ons sê en dink en doen, die woord maar skryf. Maar ek. In die geval, maar julle. Die disipels sê, Here, gaan u dit doen? Dan sê hy, nee, maar julle gaan dit doen. Julle gaan God se koninkryk bou. Julle gaan 'n wêreld omkeer. Dat binne 40 jaar het die bekende wêreld van daai tyd dramaties anders gelyk deur 12 of 20 of 100, ek weet nie hoeveel nie, gelowige kinders van God wat gehoor het dat God dit deur ons gaan doen. En daarom is die groot antwoord hierso in vers 8. Julle sal krag ontvang. Dis God se manier van oplossing. Dis ons wat in God se diens staan. Ek dink die ou se naam was Stefanus of Stefanus, ek is nie seker nie. Dis daar ergens in die middel van Handelinge. Is daar 'n gelowige ou en in Jerusalem kom daar 'n ou van Afrika en hy is 'n voorlopig op daai stadium nog 'n bekeerde Jood. Hy kom Jerusalem toe vir die Pasga. Nou is hy op 'n water terug Afrika toe. En die Here sê vir Stefanus, gaan praat met daai ou. Verduidelik vir hom die pad van verlossing. Die Here kon dit self gedoen het, nie waar nie? Hy kon 'n engel gestuur het, maar nee, hy stuur 'n gewone mens. Dis God se plan. Dis God se styl. Maar julle, broers en susters, liewe vriende, God wil die wêreld terugruk. En hy gaan by my begin, by jou begin. Hy gaan mense gebruik. Hy gaan sy kerk gebruik. Ek het 'n preek voorheen gepreek met die 3 punte: God soek 'n man met 'n plan en 'n span. En dit is nog steeds net so waar. En daarom is die vraag, is dit moontlik? Hoe is dit moontlik dat 'n klomp weghardlopers bouers van God se koninkryk oor die hele aarde kon word? Hoe is dit moontlik dat, ek bedoel, Petrus was 'n verloornaar. Thomas was 'n twyfelaar, 'n skeptikus. Matteus was 'n tollenaar. Paulus was 'n fariseer. Wat het gebeur dat hulle van die glasmuur ontslae kon raak? Pinksterdag. Pinksterdag het God daai glasmuur ewiglik kom breek en vir ons die ruimte gegee om by hom te kan uitkom. By sy taak, sy uitdaging vir ons, want maar julle sal krag ontvang. Julle het nie die krag nie, julle het nie eers die wil nie, maar julle sal dit ontvang. As die Gees van God oor julle kom. En julle, en daar breek Jesus die tweede glasmuur af, en julle sal my getuies wees, nie in Israel alleen nie, ja daar ook, maar oor die hele wêreld. En dis hoekom ek en jy vandag hier staan, as Christene, oor wat daai disippels gedoen het, toe die krag van God se Gees oor hulle gekom het. Jesus het die glasmuur van onwilligheid, van onvermoë kom afbreek. En hy gaan deur sy Gees gebruik hy gewone mense, en dit wil hy vandag ook doen. En daarom sit jy vanoggend
en luister na hierdie boodskap. God wil ons. Hy wil ons deur sy Gees toerus. Maar wie is hierdie ons? Wie is die julle waarvan hy praat? Dis hierdie gewone mense. Soos ek en jy, wat met reg kan sê, ek het foute, ek is sondaar, ek ken nie die Bybel goed genoeg nie, en al die goeders, dis waar. Maar God vra vanmôre vir ons, is jy gewillig om net te buig en sê, Here, vul my met die Gees. Want die Gees is klaar aan God se kerk gegee, en God wil dit ook vir jou en vir my gee. Is jy bereid om God te sê, Here, stuur my? Die storie van die visies in die tank het nog 'n laaste kinkel. Die sielkundiges gaan toe en hulle gaan gooi 'n nuwe visie, wat nie bewus was van die glasmuur nie, in die tank. En almal swem rond en al die visies draai om, en hier kom 'n nuwe visie. En hy sien, kos, zoep, gaan hy deur. En die ander visie sê van, stop, jy kan nie dit doen nie. Hy sê, hoekom nie? Hy sê, dat is 'n muur. Hy sê, waar is die muur? En hy begin eet. En toe hy begin eet, toe kom die ander visies en hulle toets die muur. En hulle kom agter, oeps, ek kan deurgaan. Daar's toe nooit 'n muur nie. Die muur was in my kop. Die muur was in my stelsel. Maar dit was nie regtig daar nie. God soek daai een visie vanmôre, wat sê, ek is bereid om my mond, my lewe in God se hande te plaas. Is jy daai visie? Amen. Hemelvader, dankie dat U vanmôre met ons praat deur U woord. Dankie dat U vir ons sê, maar julle sal krag ontvang. Dankie vir Pinkster. Ek wil kom bid dat U kerk sal bemagtig, dat U ons sal oorvat, dat U soos 'n stormwind en soos vuurtonge weer vir ons as lou Christene sal warm maak en ons tot U getuies sal maak, dat dit wat in die eerste paar jare na U opstanding gebeur het, weer in hierdie wêreld, in ons land sal gebeur. Here, ek wil saam met elkeen wat nou luister sê, laat U koninkryk kom. Ek wil deel daarvan wees. Amen. Dankie dat jy vanmôre geluister het. As daar nog tyd is en jy wil ook ons erediens, jy gaan ongelukkig dieselfde preek weer hoor. So 'n bietjie anders, maar jy gaan hom weer hoor. Maar daar's ook 'n groot verrassing. Ek het 'n visie wat daai eerste swem gedoen het, wat ons sy storie kom vertel. Kom luister gerus na ons. En as jy hierdie boodskap wil wyd en suid uitdra, ondersteun ons gemeente met jou teenwoordigheid, met jou talente, maar miskien ook met jou bydrae. Die Here seën jou.